Rooi Rebel Radio in stereo. Goeienaand luisteraars. Welkom by Mengelmoes episode 2.2, die slang. Jammer vir die honde wat blaf in die agtergrond. Ons bly op 'n plot. En as ek nog een keer moet skree op die honde om stil te raak, dan mag my landlord my dalk uitgooi, soos Koos Kombuis sal sê. Die landlord wil ons uitskop op die plaas. Ken julle daai liedjie? Ek sal hom miskien 'n bietjie later byvoeg. Vir nou luister ons sommer net na so 'n bietjie rustige instrumentale musiek om die geraas van die hond te probeer uitdoof. Maar nou wil ek met julle graag vanaand gesels oor iets wat gebeur het hierdie naweek met my. Daar die eienaar van die hond die skimp gevang. Die hond is nou stil. Jong, so gisteroggend sit ek lekker hier op die stoep en kyk na die groot Bosveld TV voor my. Ek weet 'n Bosveld TV is 'n vuur, maar waar ek hier sit kan ek in 'n groot blok hier van my stoep af, kan ek die natuur skoon sien. So vir my is dit soos die Bosveld TV. Ek sit vanaand bietjie by 'n opsitkers. Ek het vir een van daai ou blakers gekoop, sommer 'n cheapie, met 'n pak normale wit kersse, nie gegeurde goed nie met 'n snaakse silwer film oor wat die was binnekant hou nie. Hierdie is nou 'n ou tydse kers. En hy maak meer as genoeg lig hier op my tafel. En raak 'n man mos mal is vir gesels. Nou so sit ek nou gisteroggend en drink rustig aan my koffie. En skielik vang my uit die hoek van my oog uit so lekker, seker omtrent, ja, miskien is 'n slang altyd groter as wat jy dink hy is. So ek sou miskien sê so 2 lineale lengtes. Maar kyk, nou as 'n man wat nou uit die stad uitkom, wat nou nie gewoond is om slange te sien nie, was dit 'n groot skrik. Soveel so dat ek kon nie eers skree nie. My hart het omtrent 4 keer gaan staan. Die sweet het op my voorkop uitgeslaan. My vuiste het gebal. En ek het die tafel geslaan vir een of ander rede en my voete opgelig. En al wat ek kon uitkry is, hey! En ek het my voet effens gestamp naby hom en daar is hy weg. Hy het af met die sement en agter die dreinboks in en hy kom met sy kop uit en loer vir my. En ons het vir 'n paar minute vir mekaar staan, of nee, minute, dit het soos minute gevoel, dit het soos ure gevoel. 'n Paar sekondes vir mekaar geloer. En net so glad soos wat hy uitgekom het, met sy kop uit die gat uit, so glad het hy net weer teruggegaan. Amper asof om vir my te sê, hey, moenie vir my kom soek nie. Nou natuurlik sal 'n mens mos nou 'n bietjie gaan rondkrap daar waar die slang nou is en die lig voel toe die deksel oplig maar jammer dat daar geen spanning in die storie is nie, maar ongelukkig is die slang toe verdwyn, so slange maar gewoonlik doen. En so met die koue rilling en die hare wat nog regop staan in my nek, het ek toe maar weer kom sit met my koppie koffie en dan gebeur dit mos waar jy so elke 5 sekondes skielik, jy ken daai gevoel as jy net so aan die slaap raak, dan ruk jou liggaam mos van self so. Sulke onwaarskynlike spasmas wat jou spiere maak. Nou, in die eerste halfuur na jy 'n slang gesien het, dan het jou liggaam ook daai spastiese, onwilkeurige spierspasmas. Daar's 'n mooi woord. Jessie man, skielik is die vlieg wat op jou been kom sit, 'n 12 meter anaconda. Skielik is die geritsel van die haartjies wat onder jou skuif deur vassit. Daai geritsel is ook skielik 'n weggesteekte swart mamba
Jy sit en droom vir 'n uur daarna oor wat jy nou sou gedoen het as die slang jou sou aanval. Met alle liefde en respek gesê oor ons geloof en die Bybel, maar jy hoor die skrif in jou kop en in jou hart. Hy sal jou in die hakskeen byt en jy sal sy kop vermorsel. Dan sien jy hoe trap jy op sy kop, maar jy is nou natuurlik baie brawer as wat jy sou wees as die slang regtig aangeval het. Kom ons jok nou nie vir mekaar nie. Niemand is bang nadat hulle 'n aanval oorleef het nie. Verstaan? Dan sê almal miskien, ja, maar jy moes dit so en jy moes dit en jy moes dat. Maak nou nie saak of dit 'n slang aanval of 'n aanval met 'n koekroller van jou skoonma af of 'n aanval van 'n vreemde persoon se Sharpei hond wat net aan 'n leash moet bly want as hy verbyloop dan wil hy jou in die hakskeen hap, of daai simpel Pekingese honde. Hulle is pragtige honde en elkeen wat hulle Pekingese gehad het gesê dis great honde, maar hulle lyk net vir my so mislik, met daai opgetrekte lip en alles. In elk geval, die punt is, mens is altyd brawer as jy nie in die hitte van die stryd is nie, verstaan jy? Ja, nee, ek moes dit vir hom gesê het, of ek moes dat vir hom gesê het, of ja, nee, ek weet jy wat, dan stry mos met jouself in jou kop op, wat jy eintlik moes gesê het, en wat jy eintlik moes gedoen het. Het ek nou maar net so, en het ek nou maar net dit. Nou in hierdie geval was dit nou, het ek nou maar net een van daai tange gehad, wat die ou van wat die snake catcher daar in Durban, vol tattoos, het jy nou maar net so 'n tang gehad, dan kon jy hom nou gevang het. Het ek nou makeshift 'n draadhanger gegryp en die ding opgewen en die slang gesoek. Nou waar gaan jy nou so skielik 'n draadhanger vandaan kry en hom binne sekondes in 'n hak maak en dan die slang vang en dan die slang in 'n veilige sak sit of in 'n bottel? Nee mense, jy doen nie sulke goed nie. Jy spring op, albei jou voete is op die sitplek van die stoel waarop jy sit. En die gilletjie wat uit die bodem van jou maag uitkom, is amper dieselfde as wanneer jy, toe jy jou eerste fiets gekry het, toe jy 5 jaar oud was, of 6 jaar oud was, voordat jou stem gebreek het. Dit is dieselfde tipe gilletjie wat dan uit jou binneste uitkom as jy 'n slang sien. Maak nie saak wat se groot hy is nie. Miskien, soos ek die ander dag 'n bitter klein ou boomslangetjie gesien het ek geweet, klein moer is baie giftig, maar hy is so pragtig. Dit is amper dieselfde as om 'n klein leeuwelpie te sien. Dit is kyk hoe klein is hy, kyk hoe mooi groen is hy. Okay, maar hy los jy 'n boomslang nou maar uit as hy minder as liniaallengte is, verstaan jy? Want dan weet jy, daai klein mannetjie gaan homself wil beskerm en sy tande is nie so stomp soos klein boetie sinne op 3 maande nie, verstaan jy? Klein boetie kan skaars sy eie dummy vashou op 3 maande, maar 'n 3 maande oue boomslangetjie, hy gaan vir jou 'n trip spaar na die hospitaal, hoor. Ek sê vir julle nou. Ek het nou nie enige wetenskaplike bewyse hiervan nie. Mens gaan ons maar op hoor sê, sodat jy slimmer klink, nee. Maar die lekker Engelse woord, apparently, blykbaar, is 'n klein slangetjie se gif baie dodeliker as 'n groot slang se gif. So, of dit nou waar is of nie, kan julle dalk iets instuur en vir ons 'n storie vertel oor 'n slang as jy iets van slange al weet. En tot nou toe, 'n dag en 'n half later, is ek nog steeds paranoïes as ek 'n sluk van my koffie vat. Ek het my bed 3 keer opgemaak vandag. Want ons bediende, wat soos my ouma is, wat 27 jaar by ons gewerk het, sy het my altyd uitgetrap, omdat ek nooit my bed opgemaak het nie. Dan sê sy, jy kan nie in 'n onopgemaakte bed slaap nie. En ek altyd vir haar gelag en gedink, ag man, jy weet, dankie dat jy my bed opmaak, of wat ook al, of los my bed net, want ek gaan in elk geval later weer slaap. Sy het altyd gesê, nee, maar daar wag, kan 'n spinnekop vir jou in jou bed wag as jy hom nie opmaak nie.
Nou julle, ek sê vir jou, nou Desember 2023 is ek nou in Mosambiek en ek help 'n bietjie daar. En wragties, ek maak mos nou nie my bed op nie. En die aand, net voor ek gaan slaap, besluit ek, weet jy wat, kom ek trek het gaan my duvet reg. En soos ek hom reg trek, spring daar 'n lekker roman tussen die voue uit. En my liefde vir spinnekoppe en rooi romanne veral, ek het nog 'n groter kleintjie dood aan hulle as aan 'n slang. So daai is 'n hele ander storie op sy eie, die manier hoe ek gereageer het en geskree het soos 'n meisie. En toe het ek geleer, okay, maak jou bed op, dan kan daar niets vir jou wag daar binne nie. So ek het my bed nou al vandag 3 keer opgemaak, as gevolg van hierdie slang toeval. En gistermiddag toe die eienaar van my woning hierso hier kom sit vir 'n middagkoffie, toe seil die slang oor die gras. En ek sê, daar's hy. Toe sê hy, kyk hy so oor sy skouer en hy sê so met rustigheid in sy stem, o, dit lyk soos 'n Mosambiekse spoegkobra. Nou ja, toe besef ek, okay, party mense is ook meer gewoond aan 'n slang as ander, maar ja. So nou vanaand sit ek lekker hierso by die opsitkers met my slippers aan wat oop is agter, en ek moet die innerlike vrees beveg, waar ek voel dat die Mosambiekse spoegkobra druk sy kop hierso by my warm slipper in. Julle, dit sal nou vir julle 'n penarie wees, as iets gebeur terwyl ek nou met julle gesels. Maar ja, kom ons lewe dan, maar probeer dan lewe, soos daai skrifvers sê, hy sal in die haksken byt en sal sy kop vermorsel, en iewers het Paulus ook gesê, dat jy moet 'n slang wat jou pik net afskud van jou been af. Ek gaan nou nie die Bybel miskwoteer nie, maar ek weet dat Paulus het dit ook gesê. Slang het hom al gepik en dan skud hy hom net af, jy weet. Mag ons sulke geloof hê en groei, as ons aangeval word deur 'n koudbloedige dier wat kleiner as ons voet is, of 'n koudbloedige dier wat groter as ons is, of 'n koudbloedige dier wat net 'n dier wil wees. Maar mag ons altyd onthou, uiteindelik is ons wenners. Baie lief vir julle, emmers vol shalom, en kyk uit vir daai slang in die gras. Groete, tot volgende keer. Rooi Rebel, oor en uit.